Hy wys vir al die mense hoe maklik is dit om Jesus te worship. Dit is solar in die hand en sy speaker. En as hy in die lig bly, gaan hy kan worship. En as hy nie in die lig is, gaan sy battery uithaal. Ephesians 3:20 now to him who is able to do far abundantly than all that we ask or think, according to the power that is at work within us. The Greek there is hyper, beyond the measure. Colossians 1:27 says, He's more than enough. He says the power that is at work within us. Colossians 1:27. The word archaic. My power is made perfect in your weakness. Sufficient. The word archaic. It means enough, adequate, all you need. So ek verstaan nog nie wat dit beteken. Ek sal aan 89 sê, ek wil staan in die teenwoordigheid van God se getroue. Hy ons sal homself getrou. Ek sê nie omdat dit mooi is nie, ek sê dit van ons waar. Ek wil staan in die getrouheid van God se teenwoordigheid. Hy sê al wie vrees is hulle wat heilig is. Vrees hom. Ander mense het nie vrees hom. Dis heiligheid nie deel is van jou lewe nie. Dis al nie vrees van God nie. Dis sing hierdie liedjies, maar ek wou net my arms wil weet. Want die visie van Jesus is nog nie herstel in my hart. So ek verstaan nog nie wat dit beteken. Ek sal aan 89 is al nie vrees van God nie. Jy weet nie wanneer om te sit of staan. Jy weet nie wanneer om te praat of stil te bly. Jy weet nie wanneer om saam te beweeg of nie. Jy het nie 'n visie van die een wat met tenminste. Vir jou is alles nog goed, die wolke is goed. Wat het jy oopgemaak? Jy sien hoe jy hoog verheerlik bo in die hemel in. Jy sien, dis nodig dat die heerlikheid van God ons aanraak, dat die visie herstel word gemaak. As die heerlikheid nie aanraak, kan jy nie sien wie hy is. Ons sit in ellende en sonde en swakheid, wat ons weet nie wie hy is. Ons nog nodig dat iemand weer basis beginsels van Christus sal verduidelik. Paulus sê julle reeds het goed verduidelik. Nou moet iemand kom en julle weer verduidelik, want die basiese beginsels van Christus sal weer al teachers wees van die topic. Hoe is dit moontlik dat 'n mens kan kom om nie iets wat jy geleer het te verleer om dit weer leer? Hoe is dit onmoontlik om iets te leer en dan te vergeet wat jy geleer het? Waar was die brein skade kry? En so iewers in ons lewens is ons besig om metafories, het ons gedruk oor die rots, geestelik en fisies, die rots Christus. 'n stone of stam, die rock of offense. Iewers het ons aanstoot geneem. Jesus sê, Johannes 16 vers 11, ek sê julle die goed voor die tyd, sodat jy aanstoot moet neem met God nie. En stumble en wegval. En jouself skade aan. Ons vat aanstoot met God en sy planne en dinge wat die Gees vir jou moet openbaar, wat jy nie verstaan nie. En dan val jy jou skedel oop teen daai rots. Want jy het nie die helm op jou kop wat jy moet beskerm teen 'n hou van die kant af of die hou van voor af. Jy val vir jouself uit. Dis nie eers dat jy val jouself uit jou armor uit nie. Jy het nie jou armor aan op daai stadium wanneer jy druk op val nie. Jy het jouself nie gekleed met iets van 'n helm wat jou kop beskerm in geval 'n aanval kom van nêrens af. Hy sê ons gebruik die helm af. Salvation. Redding. Die konsep hierso is dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Hy sê daar's geen ander ding wat jou brein, jou verstand kan beskerm teen die aanvalle van die vyand. Hy sê jy moet hierdie ding op jouself sit, jy moet hom aantrek. Jou redding is die beskerming vir die verstand. Die verstand, elke ding van jou liggaam het 'n funksie, elke liggaam het 'n funksie. Die funksie van die hand is wat die apostel, die vyfvoudige bediening van Efesiërs 4, wat Christus uitgegiet het. Hy het uitgegiet en hy gee ons 'n hand waarmee ons die woord van God, die doktrines van God kan vasvat, sodat ons regverdig staan voor God en die orde eer waar God ons heerlikheid op die kerk moet kom. Maar die heerlikheid kom nie op die kerk nie. Jy ervaar teenwoordigheid, want God is teenwoordig, maar heerlikheid kom nie, want ons weet nie hoe om dit te dra nie. Ons het 'n pragtige prentjie van 'n koning wat probeer om die heerlikheid van God in te dra in die dorp in, want hy het daar die Filistyne gaan vat. En hy het 'n groot oorwinning. Hy het Filistyne gaan verslaan. Baie van julle verslaan hom. Jy gaan verslaan Satan. Nou probeer jy die heerlikheid as 'n koning met krag en gesag terugbring in Israel. Jy wil die geestelike Israel word. Jy wil hom terugvat na Juda toe. Daar waar God gaan loof en prys word. En dan dra ons hy keer dat hy die val en hy ons struikel. Die vlees struikel. Ons het die meganisme wat ons vat van die wêreld af en ons vlees probeer die heerlikheid in God se huis indra. Waar ons aanbidding moet bring Juda en dan gaan ons die Here loof en prys. En die koning loop voor want hy het oorwinning. En waar hulle struikel, kom God en hy stop die werk. Want 'n vriend van God sterf. En Dawid besef dis iets fout. En waar hulle struikel, kom God en hy stop die werk. Want 'n vriend van God sterf. En Dawid besef dis iets fout. Jy weet nie wanneer om te sit of staan. Jy weet nie wanneer om te praat of stil te bly.
Jy weet nie wanneer ons saam te beweeg of nie. Jy het 'n visie van die een op die tenminste. Vir jou is the power that is at work within us. There's a greater power within us. We're going to 12 years save Paulus and say, my grace is sufficient. My power is made perfect in your weakness. Sufficient. The word archaic. It means enough, adequate, all you need. Want die visie van Jesus is nog nie herstel my hart. So ek verstaan ook nie wat dit beteken. Psalm 89 sê, ek ontstaan in die teenwoordigheid van God se getroue. Hy omsing homself met getroue. Ek sê nie omdat dit mooi is nie, ek sê dit wat dit word. Ek ontstaan in die getrouheid van God se teenwoordigheid. Hy sê al wie hom vrees, is hulle wat heilig is.